Ons ook rarig net sê, eer die Here, halleluja, Hosanna, eer aan u die koning. Maar Here, ek weet, dat die mense daar in Jerusalem het nie besef wat hulle sê nie. Het nie besef wie Jesus werklik is en wat hy kom doen het nie. Dankie dat wanneer ons vanmôre sing Hosanna, ons dit kan doen omdat ons weet. Ons weet dat Jesus het vir ons gesterf. Ons weet, hy het opgestaan uit die dood. Ons weet, hy leef vir ewig en ons weet elke knie sal buig en elke tong erken, Jesus is die Here. Ons doen dit nou. Eendag sal almal dit moet doen. Ons doen dit nou, want ons het reeds ons lewens aan U oorgegee, want ons weet, ons verlossing kom van U en dankie daarvoor. Dankie dat ons kan leef vanuit die opstanding. Ook selfs wanneer ons hierdie lydenspad loop. Ook wanneer ons dink aan dit wat Jesus vir ons gedoen het. En ek bid Here dat in hierdie week ons baie intens bewus sal wees van wat Jesus vir ons kom doen het. Dat dit nie maar net by ons sal verbygaan nie. Dat hierdie Paasnaweek werklik in ons harte sal ingraveer. Dit het Jesus vir my gedoen. Vir my. Here, ek kom tree in vir elkeen wat deur 'n moeilike tyd gaan. U ken elkeen se situasie. U weet, Here, of dit emosioneel is, huwelik, gesin, of dit is finansiëel werk. Here, maar U weet die geweldige impak wat dit op 'n mens se lewe het. En ek kom bid dat U uit die groot genade, U liefde en die genade oor elkeen sal uitstort, in die besonder oor hulle wat deur 'n moeilike tyd gaan. Hulle, Here, wat dalk nie weet hoe môre gaan lyk nie en wat nie weet wat om vorentoe te doen nie. Here, ek bid dat U sal voorsien. En ek bid dat U in hulle lewens 'n rustigheid en 'n vrede, 'n kalmte sal gee, wat alle verstand te bowe gaan, omdat U in beheer is. Omdat ons verseker weet, dat niks, geen lyding, geen beproewing, geen krisis, kan ons skei van die liefde wat daar is in Jesus Christus. Kan ons van U skei nie. Dankie, Here. Dankie dat U met ons is. Bid dat U ook in hierdie oomblikke met ons sal wees. Dat U U woord vir ons sal oopbreek. En dat U ons harte sal oopmaak om U woord te verstaan. In Jesus naam. Amen. U kan die plekke inneem. U kan die groen blaadjie uithaal. Daar is die skrifgedeeltes en die preeknotas van vanmôre se boodskap. En agterop is ook die besprekingsvrae vir die klein groepe. Ons gaan vanmôre stil staan by die volgende persone in die reeks mense rondom die kruis van Jesus, en vanoggend gaan dit oor die twee misdadigers wat saam met Jesus aan 'n kruis sterf. Ons gaan lees uit Lukas 23 vers 32. Twee ander misdadigers is ook saam met Jesus weggelei om tereggestel te word. Toe hulle by die plek aankom wat Kopbeen genoem word, het hulle Jesus daar gekruisig. As ook die misdadigers, een aan Jesus se regter en die ander aan sy linkerkant. Daarop het Jesus gesê, Vader, vergewe hulle, want hulle besef nie wat hulle doen nie. Hulle het ook sy klere verdeel deur die lot te werp. Die volk, hulle het net daar gestaan en toe kyk. En die leiers, hulle het aangehou om hom te bespot met die woorde, ander het hy gered,
Laat hy homself red as hy dan die Messias, die uitverkorene van God is. Ook die soldate het vorentoe beweeg en Jesus gespot. Hulle het vir hom asynwyn aangebied en gesê, as jy die koning van die Jode is, red jouself. Daar was ook 'n kennisgewing bokant Jesus se kop. Hierdie man is die koning van die Jode. Een van die misdadigers wat daar gehang is, het Jesus aanhou beledig, deur te sê, is jy dan nie die Messias nie, red jouself en red ook vir ons. Die ander een het hom egter bestraf en gesê, het jy ook nie respek vir God nie? Alhoewel jy dieselfde straf as hierdie man ondergaan. Ons het dit terdee verdien, want ons verdien die straf vir wat ons gedoen het. Maar hierdie man, hy het niks verkeerds gedoen nie. Hy het verder gesê, Jesus, onthou my asseblief, wanneer u in die koninkryk kom. En Jesus se antwoord was, ek verseker jou, vandag nog, sal jy saam met my in die paradys wees. Ons lees tot sover. Dis die woord van God. Al 4 die evangeliste vertel van die kruisiging van Jesus en al 4 van hulle vertel dat langs Jesus is 2 misdadigers saam met hom gekruisig, met Jesus in die middel. Dit het natuurlik die profesie uit die Ou Testament vervul, wat ons kry in Jesaja 53 vers 12. Omdat hy sy siel uitgestort het in die dood en saam met die oortreders getel was, terwyl hy tog die sonde van baie gedra het en vir die oortreders gebid het. Daar hang Jesus op Golgotha aan 'n kruis. Die volmaakte seun van God, die verlosser van die wêreld, en saam met hom 2 kriminele weerskante van hom. Terwyl die Jode, die leiers, die soldate en ook die misdadigers met hom spot. En vir hom sê, jy's mos die seun van God. Kom af van die kruis af. Red jouself. En van die middelste kruis af is daar geen vloek nie. Geen verwensing nie, nie eers 'n dreigement nie. Al wat van die middelste kruis af kom is 'n gebed. 'n Gebed wat sê, Vader, vergewe hulle, want hulle besef nie wat hulle doen nie. Matteus en Markus skryf dat al 2 die misdadigers wat saam met Jesus gekruisig is, dat hulle hom gespot en beledig het. Lukas, wat in bietjie meer detail skryf, hy skryf dat later, na Jesus se gebed, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, dat na daardie gebed, het die een misdadiger nog aangehou om Jesus te beledig. En onder andere het hy gesê, is jy dan nie die Messias nie, red jouself en red sommer vir ons ook. En dan skielik onverwags, klink daar 'n stem van die ander kant van Jesus af. 'n Stem wat aanvanklik ook met Jesus gespot het, maar wat nou anders praat. Kan dit wees? Kan dit wees dat Jesus se gebed vir die wat hom vervolg en die wat hom beledig en gekruisig het, kan dit wees dat daardie gebed van Jesus 'n harde sondaars hart getref het?
Kan dit wees dat 'n misdadiger skielik besef het, maar daar is wel iets anders aan hierdie Jesus, hierdie man wat hier langs hom hang. Ja, hy het al tevore waarskynlik van Jesus gehoor. Hy het gehoor dat hy gepreek het, hy het gehoor wat Jesus gedoen het. Maar omdat hy 'n geharde misdadiger was, het hy hom nie gesteer aan hierdie Jesus nie. Net soos die ander misdadiger. En selfs toe Jesus langs hom daar op Golgotha aan 'n kruis vasgespijker is en gehang word, het hy waarskynlik gedink, ja wel, dis nou 'n Messias, dis nou 'n verlosser die. Hy hang aan 'n kruis net soos ek. Maar in die ure van intense pyn, van wroging, in die besef dat sy lewe is besig om finaal uit te loop en te besef dat sy lewe en sy dade het hom uiteindelik ingehaal. Hierdie keer gaan hy nie weer loskom nie, hy gaan nie weer wegkom nie. Dit saam met die gebed van Jesus, juis vir hulle wat met hom spot en hulle wat hom gekruisig het iets in daardie harde sondaarshart gedoen. Hierdie Jesus, hy ken hom nie so goed nie. Maar hy weet een ding, hy weet ten minste, hierdie Jesus was nie 'n rebel nie. Hierdie Jesus was nie 'n geweldenaar nie. Hy weet, hierdie Jesus het niks gedoen om 'n marteldood aan die kruis te verdien nie. Dit weet hy. Daarom draai hy te midde van sy pyn na die ander misdadiger toe en sê vir hom, het jy ook nie respek vir God nie? Alhoewel jy dieselfde straf as hierdie man ondergaan. En dan sê hy 'n ongelooflike ding. Hy sê ons, ek en jy, ons het dit terdee verdien. Want ons verdien die straf vir wat ons gedoen het. En dan sê hy, maar hierdie man, Jesus, hierdie man, hy het niks verkeerds gedoen nie. Jy moet oplet, in sy berispe van die medemisdadiger, bely hy twee dinge. Eerstens, hy erken sy eie skuld. Kyk waar hy waarskynlik in die verlede homself die hele tyd sou regverdig het en vir al die ander die skuld gegee het vir wat hy doen. Dit werk mos so in die lewe. Hier aan die kruis erken hy nou reguit, prontheid. Die straf wat ek kry, ek verdien dit. Eintlik sê hy, ek is 'n sondaar, ek is 'n krimineel, ek het my lewe lank dit ontken, maar nou erken ek dit. Ek kry dit wat ek verdien. Dis my verdiende loon vir wie ek is en wie ek was. Ongelooflike belydenis van 'n krimineel op sy sterfbed. Ek was verkeerd, ek het gesondig. Maar saam daarmee maak hy 'n ander merkwaardige belydenis. Hy verklaar dat Jesus onskuldig aan die kruis hang. Hy sê dat. Hy het niks verkeerd gedoen nie. Hy verdien nie hierdie straf nie. En daarmee erken hy in feite dat Jesus die Messias is. Dat hy is wie hy sê dat hy is. Dat Jesus nie aan die kruis hang vir sy eie sondes nie, maar dat hy aan die kruis hang vir die sondes van ander en van die wêreld. Ongelooflike belydenis. En nadat hy met die ander krimineel gepraat het, dan rig hy 'n versoek aan Jesus. Wetende dat hy besig is om as sondaar te sterf. Wat hy sê is, hy sê, Here, onthou my. Asseblief wanneer u in die koninkryk.
Daarmee erken hy natuurlik ook dat Jesus is 'n koning. En dat hy regeer. Hy sê, wanneer jy in die koninkryk kom, hy is koning, hy regeer, hy is Messias. En al wat hy vra is genade. Here, onthou my net. Here, dink net asseblief aan my. Ek verdien niks nie. Nee, eintlik sê ek verdien alles. Ek verdien alles wat ek nou ly. Ek verdien die dood. Maar asseblief, Here, dink net aan my, onthou my. Wees net my arme sondaar genade. Dis 'n sondaar. Dan antwoord hierdie misdadiger, en sy antwoord is net so verrassend en opvallend betekenisvol. Want wat hy vra is, hy sê, Here, onthou my, dink net aan my. Wat Jesus antwoord is, hy sê, ek verseker jou, vandag nog sal jy saam met my in die paradys. 3 aspekte van wat Jesus. Eerste een is, hy gee vir hierdie skuldige sondaar 'n absolute versekering, 'n waarborg. Hy sê, ek verseker. Wat is hierdie versekering? Hy sê, ek gaan nie net aan jou dink nie. Ek gaan jou nie net onthou nie. Ek gaan nie eendag onthou, daar het iemand langs my gesterf aan die kruis nie. Maar hy sê, vandag nog, wanneer jy hier sterf, sal jy deel in die paradys. Sal jy in die wonderlike teenwoordigheid van God kom. Daardie teenwoordigheid wat alleen daar is vir mense wie se sondes totaal vergewe is. En daarmee sê Jesus in feite vir hierdie misdadiger langs hom, jy het reg gesê, jy verdien jou straf aan die kruis, maar daar is selfs meer, jy en elke ander mens verdien nie net die straf nie, jy verdien die ewige oordeel van God in die hel. En jy is reg, as jy sê ek is ons, want ek is sondeloos. Maar juist daarom sterf ek hier langs jou aan die kruis, want ek sterf sodat ek vir jou sondes en vir die sondes van die hele wêreld kan betaal, sodat elkeen wat in my glo en elkeen wat my aanneem, nie na die hel toe sal gaan nie, maar vir ewig saam met my in God se heerlikheid sal dien. Seker. Wat 'n wonderlike versekering wat God daar aan die kruis aan 'n onverdiende krimineel gee. Daardie wete, dat al sterf hy aan die kruis, al sterf hy in soveel pyn, dit wat op hom wag, nie die hel nie 'n donker onsekerheid, maar 'n pragtige heerlikheid by God. Dit word omskryf in die woorde paradys. Ewige Heer, wat jy met God gaan deel. Jesus sê 'n derde ding, 5. Hy sê vir die misdadiger, jy sal saam met my die paradys. 'n Persoonlike versekering. Dat hy herstel sal word, dat hy die ewige lewe kry, maar dat hy saam met Jesus. En ek kan nie help om altyd dit ook te verbind aan wat Jesus in Johannes 14 sê, wanneer hy sê, ek gaan weg en ek gaan vir julle plek gereed maak. En wanneer die plek gereed is, dan kom ek terug en dan kom haal ek julle om by my te wees. Een van die wonderlikste versekeringe, ook vir elke gelowige, ook vandag. Dat wanneer jy sterf, is dit nie maar net iets wat gebeur, 'n natuurlike gebeurtenis, maar dis die belofte van Jesus wat vervul word. Ek gaan jou kom haal, wanneer jou plek gereed, dat jy vir ewig saam met my, by my kan wees. Ja, dis waar. Daardie misdadiger het steeds aan die kruis gehang. Hy het elke oomblik van foltering, van 'n marteldood ervaar.
Sy spiere het uitmekaar geskeur terwyl hy stadig in die uiterste pyn in die sterfpunsuur ingevaar het. Waarskynlik is hy selfs bespot oor sy sterfbed bekeer. Ek kan my indink dat dieselfde skare wat met Jesus gespot het, met hom sou spot en sou sê, ag man, hoe kan hy jou red? Jou fool, jou dwaas. Hy kan homself nie red nie, hy sterf aan 'n kruis. Wat kan hy vir jou doen? So hang daardie misdadiger ook aan 'n kruis. Die bewus van sy sondigheid. Hy besef. Hy sien hoe die aarde skielik in totale duister gehul word. En in daardie donkerte hoor hy 'n stem langs hom, wat uitroep, my God, waarom het U my verlaat? Wanneer Jesus eindelik betaal. Nie net vir sy sonde nie, maar vir die sonde van die hele wêreld. En dan wanneer die duisternis opklaar, dan hoor hy langsom dat Jesus sê, dit is volbring. Dit is afgehandel. Die prys is klaar betaal. En die misdadiger het dit gehoor en hy het gesien hoe Jesus langs hom sterf, maar in sy hart was daar 'n diep, onverklaarbare vrede. 'n Vrede te midde van daardie helse pyn wat hy aan die kruis gelei het. Want hy het geweet, vandag nog, gaan ek saam met Jesus in die paradys wees. Ek sterf. Ja, maar ek is besig om 'n nuttelose, roekelose lewe in te ruil vir 'n ewige vreugde by God. Omdat Jesus hier vir my, langs my sterf. Daarom staan daar 3 kruise op Golgotha, nie sonder rede nie. Jy moet mooi sien, en as jy ooit weer kyk, dan moet jy sien, daar's 'n rede hoekom daar 3 kruise staan, dis nie toevallig nie. In die middel is Jesus, die volmaakte seun van God, die verlosser van die mensdom. Hy wat sy lewe kom gee het, die volle straf gedra het. Maar langsom is daar 2 kruise. En daardie 2 kruise verteenwoordig die skeiding wat Jesus bring. Jesus het na sy eie mense toe gekom, maar sy eie mense het hom nie aanvaar nie, want hulle het die duisternis, die sonde liewer gehad as die lig. Daarom staan daar in Johannes 1 vers 11 en 12. Hy het na sy eiendom toe gekom en tog het sy eie mense hom nie aanvaar nie. Maar aan almal wat hom egter aanvaar het, die wat in sy naam glo, het hy die reg gegee kinders van God te word. Daarom staan dit so duidelik op die Golgotha heuwel vir ons uitgebeeld. Jesus hang tussen 2 misdadigers. Hoekom? Omdat hy vir misdadigers, vir sondaars, vir die wêreld kom sterf het. Maar daar aan die kruis is die skeiding ook so duidelik. Die een aanvaar Jesus. Met sy laaste asem erken hy sy skuld, erken hy Jesus as Messias, pleit hy om genade, word hy gered, en is hy gered vir ewig. Aan die ander kant, hang 'n ander misdadiger, ten spyte van sy eie pyn en lyding wat hy deurgaan, ten spyte van alles wat hy hoor en sien van Jesus hier langs hom, bly sy hart verhard. Sterf hy in sy sonde, gaan hy na die hel toe vir ewig. Al sterf Jesus reg langs hom vir die wêreld se sonde. Wat sê dit vir ons? Kom ek noem vir u net 4 dinge. Jesus hang aan die kruis tot die redding van almal se sonde.
die wêreld se sonde. Maar die kruis bring ook skeiding. Die wat hom aanvaar en die wat maar net aangaan met hulle lewe. Selfs al is hulle direk langs Jesus. Jy kan langs Jesus leef. Jy kan selfs langs Jesus sterf. En jy kan verlore wees as jy hom nooit aanvaar het nie. 'n tweede ding wat dit vir ons wil sê is dat verlossing, om gered te wees, is letterlik uit genade alleen. Sonder enige verdienste. As jy ooit getwyfel het, en as iemand ooit vir jou kom sê, maar jy het dit nodig om gered te wees, en jy het dat nodig om gered te wees, verwys maar net na die man aan die kruis, langs Jesus. Hy het niks van daai goed gedoen nie. Niks. En hy is gered. Ek het niks anders nodig nie. Al wat nodig is, om Jesus te bely en te aanvaar as my verlosser. Dan weet ek die ewige lewe. Daar word vertel dat op sy sterfbed die bekende sterrekundige Copernicus die volgende gebid het: I do not ask for the grace that you gave St. Paul, nor do I dare to ask for the grace that you granted to St. Peter, but the mercy which you did show to the dying robber, that mercy, show it to me. Here, net daai genade vir 'n onverdiende sondaar. Dis genade. Dit sê dan dat niemand is te sondig nie. Niemand. Geen sonde is te groot nie. En dis ook nooit te laat om tot bekering te kom nie. God se genade is altyd groter as ons sonde. As ek maar net bereid is om Jesus te erken en as my verlosser te aanvaar. Dit gee my 'n absolute sekerheid van my verlossing. En Jesus wil hê jy moet daai sekerheid hê, asseblief. Moenie rondloop met 'n klomp twyfel nie, want Jesus het gesterf sodat jy verseker kan weet dat jy met hom sal deel in die ewigheid as jy hom aangeneem het. Maar dit wil laastens dan ook vir ons die versekering gee. Dis nooit te laat. Daarom is dit altyd die moeite werd om vir iemand te bid, om vir iemand te pleit, om by iemand te pleit, selfs tot aan die einde, tot by sy sterfbed, kan daardie persoon nog gered word. Dit is nooit te laat nie. Moenie ophou bid. Moenie ophou pleit vir die redding van 'n familielid, van 'n kind, van 'n vriend van jou nie. Dit is nooit te laat nie. Langs Jesus hang daar 2 sondaars, misdadigers. Hulle lewens was soort van dieselfde. Die een sterf en is vir ewig verlore. Die ander een sterf ook, maar weet verseker dat hy vir ewig by God sal wees. Watter een van die 2 is jy? Amen. Almagtige God en Hemelvader, dankie Here dat U in hierdie tyd met al die mense rondom die kruis, dat U besig is om aan ons hart te raak, dat U besig is om ons te laat besef dat ons kan onsself sien, ook in hierdie mense, en ons kan iets daarvan beleef, maar ons kan ook U genade beleef, ons kan beleef hoe lief U ons het, hoeveel U omgee, en ek bid Here, dat dit in ons lewens 'n verandering sal bring. Here, dat ons nie maar net sal verhard en aangaan op ons pad nie, maar dat ons sal oop wees om te hoor wat U vir ons wil sê. En te besef dat Jesus hang daar vir my.
Ja, hy hang vir die wêreld, maar hy hang vir my. Bid dat hierdie Paasnaweek vir ons besonder sal wees. En elkeen wat in hierdie week, Here, iets gaan opoffer. Ek weet dit is klein, dis nietig in vergelyking met wat Jesus gedoen het. Maar laat dit 'n simbool wees van ons toewyding aan U. Van 'n erkenning, Here, U het alles gegee. Ons kan niks byvoeg nie, maar ons kan net in dankbaarheid sê, dankie Here, vir 'n genade so onbeskryflik groot. Amen.